Kyk, daar is min spanne waarvoor ons harder skree as vir die Springbokke, maar die span wat elke ouer regtig die meeste ondersteun, is hulle eie kinders se sportspan. Die nuwe potgooi kwartlemoene kan opgesom word as 'n eerlike, soms ongemaklike, maar baie herkenbare gesprek oor ouerskap langs die sportveld. Die aktrise, skrywer en glo gerehabiliteerde sportouer Milan Marie sluit nou aanlyn by ons aan en die skrywer, lewensafrigter en selferkende closet jock Gilly Hofman kuier saam in die ateljee om meer te vertel. So baie welkom aan albei van julle. Milan, baie welkom aan jou ook en dankie dat jy so aanlyn by ons aansluit. Dankie Elsa, is lekker om jou weer te sien. Goed, so Milan, vertel my net van daardie oomblik toe jy besef het, dit moet 'n potgooi wees. Ek dink al was 'n paar oomblikke die laaste 12 en grootendeels die laaste 5 jaar vir my as 'n sportouer. Ek dink as kunstenaars is ons oplettend en ons kyk na wat rondom ons gebeur in die samelewing. Dis hoe ons stories skryf, dis hoe ons karakters skep. En langs 'n sportveld is daar baie karakters. Maar as 'n ouer in hierdie konteks beleef jy so baie positief en so baie negatief, dat ek net gevoel het, ek is oplossingsgedrewe, ek voel ouers wil graag saamgesels, ons wil graag beter wees, en 'n potgooi is die ideale gespreksforum, dink ek. So dit is my heerlik om in gesprek te wees, veral met Gilly, sodat ons hierdie dinge bietjie kan dissekteer en gesels daaroor. Nou Gilly, wat kan luisteraars verwag? Ek meen hulle het reeds begin, maar wat is sommige van die kwessies wat julle aanraak? Ja, daar is 'n tema per episode, maar ek dink dit is baie storie gebaseer. So Milan is natuurlik 'n fantastiese storieverteller en het baie onlangse ervaring met haar seun veral wat baie goeie rugby gespeel het of nog steeds speel en ek kom van 'n praktiese kant af waar ek met sportspanne en atlete werk. So ouers gaan lekker kan saam luister. Hulle gaan hulself herken, dink hulle gaan lekker lag, maar hulle gaan definitief iets kry na die tyd wat hulle oor kan dink. Maar dis nie 'n lesing nie en dis nie 'n klas nie. Maar tog is dit opvoedkundig op 'n baie vermaaklike manier as 'n mens dit dalk so kan stel. Ja, so ek dink terwyl jy luister, is dit net lekker en na die tyd besef jy, okay, hier's 'n paar goed wat ek oor kan gaan besin. Goed, Milan. Jou seun Stef is 'n fenominale rugbyspeler al van kleins af. Ek kan dit beamoen want ek het een van sy baie harde tackles oorleef. Maar dink jy daar is tans te veel druk op kinders om in sport te presteer en hoe vind 'n mens 'n gesonde balans? Ek dink alles is so objektief en dit hang af waar jy is. As jy besig met laerskoolsport, as jy besig met hoërskoolsport, het jou kind baie talent of het jou kind net pret? So ek dink die druk is kom baie keer van die ouer af, aanvanklik as die ouer 'n droom het, maar daar's baie druk wat kinders op hulle self plaas. Dink dis deel van die werk van die ouer, dink ek, om perspektief te bring, omdat die kinders so vreeslik obsessief raak oor hulle droom en hoe hulle daar wil kom, dat ek dink ons moet baie keer die balans bring en net vir hulle sê waar hulle droom en hulle talent in die pakkie inpas en hulle dan so begelei. Ja, absoluut. Nou Gilly, hoe dink jy het skole sport oor die jare verander en ontwikkel? Ja, ek dink dit is veral by baie van die groot skole vandag basies professioneel. In die opsig hoe baie tyd dit vereis. Ja. In die verlede het jy 2 keer 'n week geoefen vir 'n uur, nou moet jy 4 keer 'n week oefen vir 2 ure. En 'n seisoen is nie meer net 'n kwartaal lank nie. 'n Seisoen is 'n jaar lank. So as 'n kind in die verlede gesê het hy doen 'n sport, dan kon hy ander sporte ook gedoen het, maar vandag kies jy amper een sport veral op hoërskool en jy moet daardeur gaan. En dan is daar soveel kommersiële waarde vandag by baie sport betrokke en is dit vir die skole 'n prioriteit natuurlik. Ja. So dis alles druk wat van verskillende kante afkom, deur die regter gaan en daai druk beland op die kind. En ek dink daarom is die gesprek nogal belangrik wat ons gaan voer. Definitief, en ek dink dit is tog voordelig ook wanneer 'n mens dan kyk na baie van hierdie jong, kom ons sê nou maar rugbyspelers wat op 'n baie vroeë ouderdom dan eintlik al met hulle loopbaan kan begin, as 'n mens dit so kan stel, want dit is ernstige sake. Ja, jy weet hier van graad 10 af, as jy kans het om rugby te gaan speel na skool, is die agente alreeds besig om dop te hou en te kyk en geselsies te maak. Want in die tyd wat jy matriek is, wil jy eintlik al duidelikheid hê oor wat jy gaan doen na skool. Ja, definitief. Nou Milan, ek het 'n voeltjie oor vlei dat jy baie ondersteunend langs die sportveld kan wees. Hoe hanteer 'n mens ouers wat soms meer kompeterend as die kinders self is?
Ek probeer my bes. En baie keer is ek meer volwasse langs 'n veld as ander kere, maar ek dink dis juist die ouerskorps wat een van die groot redes was hoekom ek Kwartlemoene begin het, omdat 'n mens nie voorbereid is op die ouer dinamika nie. Jy dink aan jou kind se vaardigheid, op die ouend miskien die afrigter of die skool. Maar ek was so verbaas toe ek besef die ouerskorps het so 'n groot invloed. So ons moet na onsself kyk, hoe ons onderling met mekaar praat, want negativiteit spoel oor en dit raak 'n groot probleem omdat dit op die ouend by die kinders uitkom en die kinders affekteer. Maar ook ek dink daai gesonde ondersteuning langs 'n veld, gesonde kompetisie, dat ons net weer onsself ook herinner dat dit is die kinders wat speel, nie ons nie. En wat is dit wat my kind van my graag sal wil hê? Ek het vir my kind op 'n stadium gevra, hoor jy vir mamma skree? Toe sê hy, nee mamma. Ons. Goed, so hoekom sou jy mense aanmoedig om Kwartlemoene te luister? Kwartlemoene is die gesprek waarin ek sou wou deel wees vir die laaste 5 jaar. So Kwartlemoene is 'n kom sit saam en kom debatteer en kom redeneer en kom gee jou storie sodat ons van jou storie kan leer. So elke ouer, of jy 'n kind het in die laerskool of in die hoërskool, spansport of individuele sport, kom gesels saam. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal wat ons nou begin sodat ons juis 'n gemeenskap kan skep waar mense saam met ons gesels. En elke nuwe episode wil ons dan gesels oor waaroor jy wil gesels. Wat is dit wat vir jou kniehalter in hierdie reis? Ek gaan jou ongelukkig daar in die rede moet val, maar gaan luister na Kwartlemoene. Milan, Gili, baie dankie.